Ons Vader wat in die hemel is, die wat aan ons elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe gee, terwyl daarby U geen berou of skaduwee van omkering is nie. Die ons hierdie versekering gegee dat U aan ons alle goeie gawes wil gee. U gee aan ons die Heilige Gees, wat U ons gegee het om na U toe in die gebed gelei te word, omdat die Heilige Gees die Gees van gebed is, wat in ons roep, Abba Vader. Help ons om nie met ons eie vleeslike begeertes te kom nie, dat ons begeertes reg mag wees voor die aangesig, dat ons U begeer om U reg te mag ken, dat ons dankbaar in ons lewens sal wees en vul ons harte met dankbaarheid en vul ons mond met lof en prys vir U goedheid aan ons. Voordat ons vra dat U ons behoeftes al reeds ken en ook vir ons verseker dat U ons hoor wanneer ons tot U roep. Help ons om op so 'n manier te lewe dat dit tot U eer is en dat ons nie so sal lewe dat U naam gelaster word nie. Ons vra ook dat U ons sal regeer, sodat U deur U Gees al meer en duideliker in ons lewe kan word, en hoe verder en hoe langer hoe meer dat ons onsself aan U sal onderwerp. Terwyl ons dan ook bid teen die vyande van die kerk, wat skade wil doen aan die koninkryk, daarom bid ons vir die uitbreiding van U ryk tot en met die volëinding, waarin U alles in almal sal wees. Gee dat ons wil en elkeen se wil aan U wil onderwerp sal word, sodat ons alleen aan U gehoor sal gee aan U opdragte. Ons bid, Here, dat ons wil so gebuig sal word, sodat ons gehoorsaam sal optree, sodat soos die engele in die hemel altyd gereed staan om met dadelike gehoorsaamheid op te tree, dat ons ook so in dadelike gehoorsaamheid teenoor U sal optree. Ons bid ook vir almal wat siek is na liggaam, dat U hulle sal versterk en genees. Ons het nodig dat U aan ons die geestelike, maar sowel as die fisiese voorsiening sal gee. U ook elkeen van U kinders wat siek en wat bedroef is, vir die families van hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en ook wat in hierdie week voor 'n oop graf moet staan. Bid ons versterking, ons bid vir vertroosting, omdat ons nie by onsself kan vasstaan nie, maar U alleen ons kan staande hou. Vra ons U ook om ons van die bose te bewaar, van die aanslag, van die duiwel, van ons vlees en van die wêreld. En ons vra U om ons te lei in die spore van geregtigheid, om U naams ontwil. Ons bid, Here, dat U ons ook by die lees van U woord sal seën, en dat U aan ons helder verligte oë van ons verstand sal gee, om die lengte en die breedte en die diepte van U liefde en U genade te ken. Dat ons op die ou end, Here, ons U sal lief hê en ook ons naaste sal lief hê, omdat U ons eerste lief gehad het. Ons bid dit, Here, omdat die vermoë om hierdie dinge te kan doen nie by ons te vind is nie, maar alleen by U, en ons afhanklikheid is van U. En ons sê dit met danksegging in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 21, en ek het vir u gesê, ons gaan die reeks oor Openbaring, net soos die reeks in Genesis het ons onderbreek, en ons het die eerste onderbreking het ons Psalm 1 tot 10 gedoen, ons tweede onderbreking van Genesis het ons Psalm 10 tot 20 gedoen, en nou met Openbaring onderbreek ons dit weer met Psalms 20 tot 30, of 21 tot 30. Psalm 21 vers 1 tot 14, hoor die woord van die Here. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid,
O Here, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp. U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie, Sela, want u kom hom tegemoet met seëninge van die goeie. Op sy hoof sit u 'n kroon van fyn goud, die lewe het hy van u begeer. U het hom dit gegee, lengte van dae vir ewig en altyd. Groot is sy eer deur u hulp, majesteit en heerlikheid het u op hom gelê. Want u maak hom baie geseënd vir ewig. U maak hom bly met vreugde by u aangesig. Want die koning vertrou op die Here, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie. U hand sal al u vyande vind, u regterhand sal u haters vind. U sal hulle maak soos 'n vuurige oond as u verskyn. Die Here sal hulle verslind in sy toorn en vuur sal hulle verteer. U sal hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag van die mensekinders af weg. Want hulle het u met onheil bedreig. Hulle het 'n listige plan uitgedink sonder om iets uit te rig. Want u sal hulle dwing om te vlug. Met u boogsnare sal u mik op hulle gesig. Verhef u, Here, in u sterkte. Ons wil u heldekrag eer met psalmgesang. Ons fokusgedeelte is in vers 5. Die lewe het hy van u begeer, u het hom dit gegee, lengte van dae vir ewig en altyd. Die tema van ons boodskap, die Here gee in ons harte die begeerte na die ewige lewe. Dank hom vir sy genade. Die Here gee in ons harte die begeerte na die ewige lewe. Dank hom vir sy genade. In hierdie psalm sien ons dan hoe die Here vir koning Dawid ondersteun, en koning Dawid se vertroue is op die Here. Ons is deeglik bewus dat ons verlossing is deur die sware stryd van Christus se kruisiging vir ons bewerk. Volgende Sondag het ons dan die nagmaal waar ons dit weer sal herdenk van Christus se sware lyding, waardeur hy vir ons versoening bewerk het. Ons het ons volgende Psalm 22, is dan ook 'n psalm waarin die lyding van Christus ook vir ons uitgebeeld word. Maar wanneer ons na Psalm 21 kyk, dan sien ons, en ek wil hê ons moet hierdie onderskeid tref, as ons byvoorbeeld sê na die gebeurtenis van die vloed en die ark gaan kyk, en dan sien ons en ons maak dit wat met Noag gebeur het, hoe die Here dan vir Noag beveel het om die ark te bou ensovoorts, en dan fokus ons op daardie gebeure, maar Petrus in die Nuwe Testament wys vir ons dat die veel diepere betekenis is eintlik dat die ark Christus verteenwoordig. So ons moet na die skrif gaan kyk en ons sien die gebeure wat daar plaasvind, maar ons sien ook dat God vir ons iets dieper vertel binne in elkeen van hierdie gebeurtenisse. God se handelinge met sy volk, ook so die kwessie van 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. En dan verduidelik die apostel Paulus in Efesiërs hoofstuk 5 vir ons hoe 'n man teenoor sy vrou moet optree en 'n vrou teenoor haar man moet optree. En dan kom hy op die ou en dan sê hy, ek sê dit eintlik met betrekking tot Christus en die gemeente. Die diepere betekenis kom dan weer neer op Christus en sy handelinge met die gemeente. In die boek Psalms het ons koning Dawid. En dan dink ons dat alles handel oor koning Dawid. Maar agter dit wat vir ons gekommunikeer word van koning Dawid, is die groter Dawid. En die groter Dawid is ons Here Jesus Christus, waarvan die profete die belofte gemaak het en gesê het, van die woord van die Here gegee het aan die volk, en die belofte van die Here aan hulle gegee het, dat uit die stomp van Isaai wat afgekap word, spruit daar 'n klein spruit voor, wat weer opgroei tot 'n groot boom, en dit is ons Here Jesus Christus.
En so omdat dit die spruit is, daarom het die mense die Messias wat aan die kom is in die Nuwe Testamentiese tyd, in Christus se tyd, regmatig die seun van Dawid genoem. Maar hy is meer as die seun van Dawid en Christus het dit vir die volk uitgelig deur vir hulle te vra. Die Christus, die Messias, wie se seun is hy? En hulle dadelik geantwoord, Dawid se seun. En Christus vra dan vir hulle uit Psalm 110, die Here het aan my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou gemaak het 'n voetbank, totdat ek jou voete gemaak het 'n voetbank vir die vyand. Jou vyand gemaak het 'n voetbank vir jou voete. En so, dit wys nie op Dawid nie, dit wys op Christus. En dit wys dat Christus groter as die seun van Dawid is. Ja, hy is Dawid se seun, maar hy is ook groter as Dawid. Hy is Dawid se Here. Die Here het aan my Here gesê. Dawid noem hom Here. En hy vra vir hulle, hoe kan dit wees as hy bloot die seun van Dawid is? En hulle het nie geweet hoe om hom te antwoord nie. Daar's byvoorbeeld ook die gedeelte wat ons sien waar die apostel Petrus opgestaan het op Pinksterdag, en dis meer as een keer in preke gebruik in die boek Handelinge, waar daar gesê is van Psalm 16, dat God nie sal toelaat dat sy gunsgenoot verderwing sien nie. En dan sê Petrus, Dawid het gesterf, Christus het gesterf, Dawid het in die graf gebly, Christus het nie in die graf gebly nie, so Christus het nie verderwing gesien nie. Hierdie Psalm 16 gaan nie oor Dawid nie, het gaan oor Christus. En wanneer ons na Psalm 21 kyk, dan sien ons ook elemente van dinge wat hier gesê word, wat nie op Dawid toegepas kan word nie. So seker dinge is waar van Dawid, en hy is die kleiner beeld daarvan, maar die werklike is Christus. So wanneer ons dan praat van die vreugde van die koning, dan praat ons sekondêr van Dawid, maar primêr van Christus. En hoekom sou die vreugde van Christus vir ons as kinders van God uitgebeeld word? Omdat ons oorweldigend hierdie gedagte het, dat dit bloot 'n sware stryd vir God en sy seun was, om versoening vir ons te bewerk. En ons vergeet die gedagte dat dit vir God 'n welbehae was, dat hy bly was om vir ons die vergifnis van ons sondes te gee. So kind van God, ons gaan na hierdie Psalm kyk vandag en ons gaan die blydskap nie net van Dawid in die Here nie, maar van Christus in sy Vader, en ek het nodig om dit voor die tyd ook vir die kinders te sê, want ek het al die vraag gekry by huisbesoek, dat kinders sê, maar Jesus word daarvan gepraat, en dan sê dit, en Jesus het na God toe gegaan, en vir God gevra, soos in die tuin van Getsemane, en tot God gebid, hy is dan God, en hierin wil ons antwoord, julle weet die lang geloofsbelydenis wat ons bely, die geloofsbelydenis van Athanasius, en daarin bely ons dat Jesus ware mens en ware God is, dat in sy menslike natuur, sê die geloofsbelydenis van Athanasius vir ons, dat hy minder as die Vader is, maar in sy goddelike natuur gelyk met die Vader is. So wanneer ons sê dat Jesus het na sy Vader gegaan, Jesus het na God gegaan en tot hom gebid, dan praat ons van sy menslike natuur. En in sy menslike natuur was hy afhanklik van sy Vader. So dit is net om die kinders te help om te besef, Jesus is God, maar Jesus gaan na God toe, en die onderskeid is die menslike natuur van Christus, en hy gaan na die hemelse Vader, want Jesus sê op 'n ander plek wat sy menslike natuur aanbetref, die Vader wat groter is as ek. In sy goddelike natuur gelyk, en sy menslike natuur is die Vader groter as hy. En so kinders, as julle verdere vrae het, julle ouers is altyd daar om vir julle verder te verduidelik. Reg, so ons het nodig om hierdie onderskeid te tref, want ons het
ons gaan hierin sien die vreugde waarin Christus dan homself bevind in sy hemelse Vader, en ook hoe die hemelse Vader 'n vreugde in sy seun het, so het die hemelse Vader by die doop van Christus gesê, daar is my seun in wie ek 'n welbehae het. Christus is die welbehae van die Vader, maar as ons in Christus is, het die Vader 'n welbehae in ons. En dit was Christus se welbehae om ons na die Vader te bring. En so ek wil vandag u aandag daarop fokus dat dit vir God 'n wonderlike ding was om vir ons tot vergifnis te bring. Dat dit God behaag het om ons tot vergifnis en die reiniging van ons sonde te bring. Anderste sukkel ons in ons gebed om tot die troon van God te nader en ons dink, ons het hom soveel moeite veroorsaak. Ons het die seun van God soveel smarte veroorsaak. Hoe kan hy bly wees as hy my sien? Ek voel soos 'n seun wat iets verkeerd gedoen het en dan moet ek my pa in die oë kyk en ek loop in die huis rond en ek probeer hom vermy, en soos ons baie keer teenoor God, terwyl ons die besef moet hê, Psalm 21 wil vir ons leer, nie 'n kind van God, hy het 'n behaag in ons, omdat hy dit wat sy seun gedoen het in ons sien en daaroor welbehaaglik is. En so wanneer ons mismoedig is en veral wanneer jy te neergedruk is oor wat in hierdie week of in hierdie maand en die jaar begin nou na einde se kant toe staan en sê 2025 was 'n moeilike jaar gewees. Die beste nuus wat ons kan kry is dat God 'n behaag in ons het en dat hy glimlag oor ons, dat hy ons wil seën, sy aangesig oor ons skyn en aan ons sy vrede gee. Die koning juig oor God se sterkte en God se ondersteuning, vers 2. O Here, die koning is bly oor u sterkte en hoe baie juig hy oor u hulp. So kom ons kyk eers na Dawid. Dawid is deur die Here gekies as koning oor sy volk, en nadat die volk eers voor Dawid se tyd 'n koning begeer het, en die Here het nie 'n probleem dat hulle in eerste plek 'n koning begeer het nie, maar hier's die probleem, hulle het 'n koning begeer soos die nasies rondom hulle. So hulle wou nie 'n godvreesende koning gehad het nie, hulle wou 'n koning gehad het soos die nasies rondom hulle. En toe gee die Here vir hulle 'n koning soos die nasies rondom hulle. Sy naam was koning Saul. En koning Saul het die lewe hard en moeilik gemaak vir almal in Israel. En toe na jare wat koning Saul vernietiging gesaai het in Israel, en niks wat koning Saul op die ou end uitgevoer het, was voorspoedig nie. Aan die einde toe die Filistyne hulle omsingel toe, wou koning Saul selfmoord pleeg. En self sy poging om selfmoord te pleeg was nie suksesvol gewees nie. En hy het iemand wat daar verbygegaan het gevra om dood te maak. En hierdie man het vir Saul doodgemaak, terwyl Saul in sy eie swaard geval het. Die man wat sy wapens gedra het, was so bang geweest en so geskok, hy het ook in die swaard van Saul geval, toe lê daar 'n man dood bo op Saul, al twee binne in die swaard, en hierdie man wat verbygekom het toe 'n einde aan Saul se lewe gemaak, sy kroon van sy kop afgehaal, na Dawid toe gegaan en gedink dat omdat hy die koning Saul doodgemaak het, sal Dawid bly wees, en Dawid sal bly wees om koning Saul se kroon te ontvang. Maar Dawid was nie daaroor bly gewees nie, want sy hele lewe lank het Dawid nie die troon van Saul probeer gryp nie, alhoewel die Here lankal reeds aan hom bekend gemaak het, hy sal die troon van koning Saul sal hy ontvang. Hy is die nuut gesalfde koning van Israel, maar hy moes jare wag voordat dit 'n werklikheid word. En dit het in vervulling gekom. Dawid het bly hoop
op die beloftes van die Here en dit het in vervulling gekom. En Dawid was bly oor die hulp van die Here. Hy was bly dat die Here dit op die ou end in vervulling gebring het. En hy nie nodig gehad het dat hy dit met mag en mening moes gryp nie. Die Messias, ons Here Jesus Christus, het gekom en hy het sy vertroue op sy Vader geplaas. En hy was voortdurend in die gebed tot sy Vader gewees. Die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe is gebed. En Christus het voortdurend in die gebed tot die Vader genader, want hy het geweet, in sy menslike natuur ontvang die mens krag van God, terwyl Christus geen sonde gedoen het nie, geen sonde geken het nie, nooit ongehoorsaam was nie, het hy nog steeds besef dat sy afhanklikheid van die Vader was, omdat hy mens kon word. En as Christus, wat geen sonde geken het nie, dan in dankbaarheid tot die Vader genader het, hoeveel te meer ek en jy, wat afhanklik is van God vir sy verlossing, deur sy seun, moet ons na God nader in die gebed. En hoeveel keer is ons besig om onsself te beroof, omdat ons nie gereeld bid nie. En omdat ons nie die motivering en die blydskap het, om in blydskap na die Vader te gaan nie. Ja, maar ons het moeilike omstandighede, Here. Ons sukkel, want ons is in sware stryd, en U luister nie dadelik as ons vra nie, en U gee nie dadelik vir ons die antwoorde nie. Maar ons sien, Dawid het gewag en gebid, en Christus het gewag en gebid. En selfs wanneer dit moeilik was, sien ons dat terwyl mense Christus verwerp het, kom die Here Jesus nog steeds in dankbaarheid en blydskap na sy Vader. Matteus 11 vers 25 tot 27. Ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit U welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. En so sien ons dan dat Christus hier vir ons dit duidelik maak, dat ten spyte van die feit dat mense hom verlaat het, hom verag het, hom nie aangeneem het nie, nader hy tot sy Vader en hy sê, ek dank U vir hierdie dinge. Want soos dit gebeur, so is dit U welbehaag, en so is ek tevrede wanneer dit vir U welbehaaglik is. So kind van God, ons het nie 'n verskoning wanneer ons tot die troon van God nader en ons swaarmoedig is en ons sê, dinge gaan nie my manier nie, dinge gaan nie my weg nie, dinge gebeur nie soos ek dit graag wil hê nie. En so daarom moet die Here dan teen my wees. Nee, Dawid het geweet, die Here is nie teen hom nie, maar hy moet wag, hy moet lankmoedig wees, en Christus het sy Vader vertrou en dank uitgespreek teenoor sy Vader, selfs al het mense hom verwerp. So dankbaarheid is 'n kenmerk wat in ons as kinders van die Here se lewe moet wees, omdat dit in kinders van die Here se lewens was voor Christus gekom het. Christus is die volmaakte voorbeeld daarvan, en ons wat dit kan sien en lees, ons behoort in 'n baie groter mate in dankbaarheid te leef. Christus het ons selfs geleer dat ons is gelukkig wanneer dinge nie gaan soos ons dit altyd wil hê dit moet gebeur nie. Lukas 6 vers 22 en die woordjie salig kan ook vervang word met die woord gelukkig. Salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, terwille van die seun van die mens. Terwille van die seun van die mens. En so sê Christus, ons kan bly wees.
Kind van God, hier moet ek en jy leer dat miskien voel ons nie vandag om bly te wees nie, omdat ons nie besef wat God deur sy seun en wat sy seun self vir ons kom doen het en hoe hy ons die voorbeeld gestel het nie. Maar ons moet ons oefen in die godsaligheid om blymoedige kinders van God te wees. Sy woord dag en nag oordink dat sy dankbaarheid teenoor God ons harte sal vervul. En koning Dawid was geduldig en die Here het op die ou end sy begeerte vervul. Vers 3 en 4. U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie, Sela. Want u kom hom tegemoet met seëninge van die goeie, op sy hoof sit u 'n kroon van fyn goud. So, op die ou end het die kroon van goud op die kop van Dawid gekom. Die kroon van Saul. En dan later lees ons met 'n slag teen die Ammoniete, het hulle die koning van Ammon doodgemaak, en sy kroon was 'n talent in gewig. Talente se gewig verskil oor tyd, en so daar's 'n verskil, en dan was daar ook die koninklike gewigte en lentemates, die L, gewone L, en dan was daar die koninklike L, en so was daar lentemates gewees, koninklike lentemates, gewig en koninklike gewig gewees. En so dit was tussen 37 en 50 kilogram, wat hierdie kroon was. En hulle het die kroon gebring van die koning van Ammon, van goud gemaak en 'n baie mooi edelgesteente, en dit op die kop van Dawid gesit. 'n Groter kroon is vir die groter Dawid bedoel, dit is ons Here Jesus Christus. Want Dawid is gekroon deur een van sy onderdane, iemand wat minder as hy is in rang onder die volk. Die ewige seun van God het mens kom word, het gelei, gesterf ter wille van ons sonde en ons ongeregtighede. Hy is verbrysel, hy het gesterf, hy is begrawe en hy het die dood oorwin, opgestaan, letterlik fisies uit die graf uit, graf is leeg, opgestaan, 40 dae lank homself lewend vertoon aan sy disippels, opgevaar na die hemel, en daar is hy gekroon deur sy Vader. Die een wat groter is as hy. Kinders, ons praat van die menslike natuur, want hy het met sy liggaam opgevaar na die hemel, en Christus wat gesê het, die Vader wat groter is as ek, in sy menslike natuur, die Vader kroon die seun, die een wat groter as hy is. Dawid word gekroon deur iemand wat minder as hy is, en die seun van God, met sy liggaam wat opgevaar het, word deur sy Vader gekroon. Daardeur moet ons dit ook mooi maak dat die kinders verstaan, ons mag nie die wese deel en skei van mekaar nie, ons mag 'n onderskeid tref, maar die goddelike natuur en die menslike natuur kan nie van mekaar geskei word nie. So ons moet dit net in gedagte hou. En so die seun van God se begeerte om 'n nageslag te hê, want sy Vader het vir hom 'n nageslag beloof, 'n volk beloof, en hy het die begeerte gehad dat dit in vervulling moes kom, en hy het met geduld gewag, en hy het die lyding deurgemaak om met vreugde gekroon te word, en met vreugde ons as sy volk raak te sien. Daarom kyk hy nie op ons neer en sê, dis my volk wat my soveel smarte veroorsaak het nie. Nee, dis my volk in wie ek 'n welbehae het, wat my vreugde verskaf.
So ons moet ons in die Here verlustig, soos Dawid hom in die Here verlustig, soos hy elders in Psalm 37 vers 4 sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. En as jy jou in die Here verlustig, dan sal jy nie kom met vleeslike begeertes en met bose begeertes nie. En die Seun van God het hom verlustig in sy Vader. Dit was vir hom 'n welbehae om die Vader se wil te doen. En nou werk hy deur sy Gees verlustiging in ons hart om te wandel in die weë van die Here, en die Here verseker ons, hy sal ons dan gee die begeertes van ons hart. En wat is die begeertes van ons hart? God het aan ons 'n belofte en verskeie beloftes gemaak, dat hy ons die sonde vergewe, dat hy ons reinig van alle ongeregtigheid, dat hy plek vir ons gaan voorberei, dat hy ons sal kom haal en ons neem waar hy is, en dat hy ons met heerlikheid sal beklee. So al hierdie beloftes is daar. Dit noem ons geloof. Geloof is 'n gawe van God, en ons kan ons geloof en ons vertroue in God plaas. En terwyl die Messias nie verlossing nodig gehad het nie, omdat hy sondeloos was, inteendeel, hy is die verlosser self, het hy nog steeds vir ons 'n voorbeeld gegee in die gebed, maar ook in vertroue op sy Vader. En sodoende het Dawid ook vir ons die voorbeeld gestel van vertroue in God, en sy begeertes is vervul. En so het Dawid die koningskap ontvang wat aan hom beloof is deur Samuel die profeet, terwyl hy baie jare lank moes wag. En aan Christus is beloof dat hy deur sy versoening die koninkryke van die wêreld sou ontvang. Dawid is versoek dat vat die koninkryk nou. Saul is by jou, want Dawid het gaan wegkruip in 'n spilonk. En Saul wou homself gaan verlig. Hy wou 'n draai geloop het weg van sy manne af en in 'n spilonk. En daar waar hy homself gaan verlig het Dawid net 'n entjie van hom af gesit en weggekry. En in plaas daarvan om sy swaard te neem en dit deur Saul te steek en koning te word, het hy sy tossel van sy kleed het hy afgesny. Die soem van sy kleed het hy afgesny. Om vir koning Saul te wys, ek kon jou doodmaak, maar ek het nie. En die Here het aan Dawid na baie jare stryd die koningskap gegee. Christus kom in die begin van sy bediening in die wildernis, deur die Heilige Gees, na sy doop in die wildernis ingelei om deur die Satan versoek te word, deur die duiwel versoek te word. En die duiwel bring hom na 'n baie hoë berg en wys vir hom die koninkryke van die aarde, en hy sê, as u neerval en my aanbid, gee ek u al hierdie dinge. 'n Kort pad, 'n vinnige weg. Dawid het nie die vinnige weg gevat nie, hy het nie Saul doodgemaak nie. Christus het nie die kort pad van wat die duiwel voorgestel het geneem nie. Hy het geweet dit gaan die kruis verg, die lyding verg, om op die ou end die koninkryke te oorwin. Matteus 4 vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom dien. So ons Messias het geduldig gewag en vertrou op die Vader, en op die ou end, toe hy in die hemel opgeneem is hy gekroon deur sy hemelse Vader. 'n Kroon van baie fyn goud. Hy het die kruis verdra, die vernedering, die lyding deurgemaak, gesterf, opgestaan, en hy is in heerlikheid opgeneem, en hy is verheerlik. Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs
Al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is 'n bewerker van ewige saligheid geword. Sy vertroue was op sy Vader, hy het tot hom gebid en gesmeek, en trane, en hy is ook verhoor uit die angs. Hoe is hy verhoor uit die angs? Sy Vader het hom uit die dood uit opgewek, die dood oorwin, en aan hom onsterflikheid gegee, sodat Christus Jesus ons Here kan nooit weer sterf nie. Hy het eenmaal gesterf aan die kruis, hy sterf nooit weer nie. En hy het vir almal wat in hom glo, onsterflikheid het hy bewerk. En deur sy Heilige Gees rig hy ons harte tot hierdie begeerte om saam met hom eendag te wees. En ons het die beloftes gesien in die briewe van Openbaring, het ons gesien die beloftes van dat ons kroon van die lewe sal ontvang. Openbaring 2 vers 10. Openbaring 3 vers 11. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Openbaring 3 vers 21. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Ook so die beloftes van Christus aan ons om geduldig en getrou te wees. Hy het die voorbeeld gestel. Hy deur sy heiliges vir ons die voorbeeld gestel. Christus alleen die volmaakte voorbeeld, deur sy heiliges het hy die Oud-testamentiese en Nuwe Testamentiese kinders van God, sien ons gebrekkigheid in hulle gehoorsaamheid en so aan, omdat ons in ons lewe gebrekkige gehoorsaamheid sien, maar op die ou end getrou was tot die einde en deur God gekroon is en 'n plek vir hulle beloof is, 'n plek van regering, oorwinning. So die lang koningskap van Dawid was, terwyl die volk aanvanklik nie Dawid as hulle koning wou hê nie, hy moes eers 7 jaar in Hebron regeer, en daarna het hulle hom koning gemaak in Jerusalem. Christus aanvanklik, die mense hom verwerp, maar die heidene het saam met die oorblyfsel van die Jode die kerk gevorm, en hulle bestorm die koninkryk. Ons bestorm die koninkryk, want ons het hierdie beloftes van die Here ontvang. So Dawid se koninkryk was 'n koninkryk wat lank was, maar die koninkryk wat beloof is, sien ons in ander psalms, is baie langer as wat Dawid se koninkryk ooit kon wees. En daarom sê ons, dit is nie net op Dawid wat dit van toepassing is nie, maar ook op Christus, want Psalm 72 sê vir ons, in sy dae sal die regverdige bloei in die volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie. En hy sal heers van see tot see, en van rivier tot by die eindes van die aarde. Die bewoners van die dorpplekke sal voor hom kniel, en sy vyande sal die stof lek. Die konings van Tarsis en van die eilande sal geskenke aanbied, die konings van Skeba en Seba belastings aanbring. Ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al die nasies sal hom dien. En dit is duidelik nie vervul in Dawid se koninkryk nie. Dit is in Christus se koninkryk vervul. Christus moet regeer volgens Psalm 110, totdat al sy vyande gemaak word 'n voetbank van sy voete. En Dawid roem op God se hulp, maar die groter roem is die Messias self en sy dankbaarheid teenoor sy Vader. Vers 6 en tot vers 8. Groot is sy eer deur u hulp, majesteit en heerlikheid het u op hom gelê, want u maak hom baie geseën vir ewig, u maak hom met vreugde by u aangesig, want die koning vertrou op die Here en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie. Hoe dit in Christus se lewe gelyk, terwyl hy geweet het dat dit God behaag vir hom om in hierdie stryd te wees, en om te weet dat hy kruis toe moet gaan. In Markus 10 vers 32 lees ons, en hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem, en Jesus het voor hulle uitgegaan, en hulle was verbaas,
En terwyl hulle volg, het hulle gevrees. Toe Christus vir hulle sê dat hy gaan oorgelewer word en doodgemaak word, kom daar 'n tyd wat hy sê, dis nou die tyd is ryp, ons moet Jerusalem toe gaan. En Jesus loop vinnig voor hulle uit, en hulle drentel hier agterlangs, want hulle is bang, want hulle weet wat kom. En om hulle vrese te bevestig, lees ons dan verder in Markus 10, toe vertel Jesus weer vir hulle, vir die soveelste keer, dat hy oorgelewer sal word, dat hy sal ly, dat hy sal sterf, en nog steeds het Christus vinnig vooruitgeloop, want hy kon nie wag dat dit moet gebeur nie. Ja, hy het in sy mensheid teruggedeins vir die oordeel van die regverdige oordeel van sy Vader oor ons sondes, die straf wat hy moes deurgaan, maar hy wou hê dat dit oor en verbykom, sodat die vervulling daar sou wees. Dit was welbehaaglik vir hom. En na die opstanding van Christus in sy hemelvaart, toe die Heilige Gees kom, toe het sy disippels dit ook verstaan, en hulle het hulle eie dood met vreugde tegemoet gegaan. En so ek en jy kan baie keer, soos die disippels, terugdeins en vrees. God wil vir ons die versekering hê dat volharding en krag vir volharding lê by hom. Dit het God behaag om sy seun te verbrysel ter wille van ons. Dit het die seun behaag om na die kruis te gaan ter wille van ons versoening. En dan ons as kinders van God het die vrug. Ons ontvang die vrug van wat Christus bewerk het. So as ons bang is vir die vyand, God wil ons spanning oor ons vyand wil hy ter ruste lê. Ons sien vers 9 tot 13 praat Dawid in hierdie psalm oor die vyande. Dawid het self vyande gehad, maar Christus het helse vyande gehad. Die magte van die doderyk. Dawid se vyande was wrede mense. Christus se vyande was die bose geeste in die lig. En Dawid vertel vir ons, wat het met die sterker vyande gebeur? Die vyande van Christus, hulle is almal verneder, onderwerp onder die voete van Christus. En so kind van God, ons moenie vrees nie. Hy het die vyand oorwin. En nou is my vraag aan myself en aan julle, hoeveel vreugde en dankbaarheid het ons as ons na die vreugde van ons Messias kyk, terwyl dit vir hom welbehaaglik was om vir ons versoening te bewerk. Hy het blydskap gehad om my en jou van ons sondes te verlos. En hy glimlag oor ons en sy gesig straal oor ons. En ons sukkel om vreugde te vind in die versoening van Christus. Ons kies baie keer om eerder te sit met die vrees vir die vyand. Ons kies eerder om te sit en dink en pyns oor ons sonde. Ons voel dat ons gaan meer heilig wees as ons dink aan ons sonde en die sware las wat Christus moet gedra het, terwyl dit agter hom is. En hy wil hê dat ons moet weet, en ook wanneer ons by die nagmaalstafel gaan sit, dat daardie sware stryd en lyding het hy vir ons gedoen, sodat ek en jy vergifnis in sy bloed kan hê. Dat ons moet dink aan die heerlike verlossing wat hy aan ons bewerk het. So kind van God, ons sukkel om onsself te kry op daardie punt baie keer om met vreugde te kyk na die stryd van Christus, sy dood, sy opstanding. En Christus leer vir ons, hy is bly oor wat hy vir ons gedoen het. Waarom moet hy in ons strak gesigte, ons swaarmoedige gesigte kyk, terwyl hy wil hê dit moet blydskap in ons harte bewerk. Die koning is bly
Hy het dit met vreugde gedoen. En hy wil hê ons moet bly wees in sy versoening. Paulus skryf dan die rede waarom ons bly kan wees, Romeine 8 vers 31 tot 37. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaar? Soos geskrywe is, om eeuwig word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Die liefde van God vir ons is so groot dat ons onsself nie daarin kan indink nie. En dit ontbreek my in gesofistikeerde woorde van poëtiese genre om dit te besing en te beskryf. En ek kan voorhou aan u wat hier geskryf is. Maar by die oordenking van God se woord, as ons voortdurend by hierdie gedagte stil staan, bring dit ons al hoe meer en meer tuis, kind van God, dat hy 'n behaag in ons het. Waarom is ek en jy swaarmoedig? Kan ons werklik ons sorge opweeg teen die heerlikheid wat God aan ons beloof het? Kan ons werklik sê dat hierdie dinge wat ek nou deurgaan in my lewe, gaan my platdruk, dit gaan my vernietig, ek gaan nie hier uitkom nie? Nee, ons is baie kortsigtig. Dinge het met ons gebeur in die afgelope 10, 20, 30, vir hoe oud u ook al is, sommige van die 70, 80 jaar gelede. En u sou uself nie kon indink van waar u nou is en hoe die Here u deurgedraai het nie. En gedink het, dit sou nie moontlik wees vir my om 2025 te sien nie. En hier is ons. En die Here het ons deurgedra. Hy het 'n behaag in ons. En dit wat in die hiernamaal sal gebeur, kan ons onsself nie indink. Van die grootsheid, van die heerlikheid wat hy aan ons beloof het. En hy is getrou, hy sal dit waarmaak. Kind van God, hy het 'n behaag in ons, omdat hy ons gekies het. Omdat hy sy seun laat betaal het vir ons sonde. Hy is deur sy gees besig om in my en jou lewe te werk, al struikel ons dikwels, al val ons, al stel ons om diep te leer, hy kom en hy help ons op, omdat hy vir ons lief is. Mag hierdie waarheid deurdring tot ons siele en aan ons hierdie onbeskryflike vreugde bring, die vreugde wat in Christus was, wat hy aan ons oordra en vir ons gee. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, wanneer ons na u woord kyk en sien dat ons dit deur menslike lippe en deur 'n menslike prediker met menslike beskrywing moet verklaar, dan faal ek om dit te kan reg te kan doen aan u woord, aan die heerlikheid van wie u is, die grootsheid van u wese. Help ons in ons swaar gemoed en ons, wanneer ons na hierdie woord kyk, kan ons nie verklaar waarom ons baie keer so in 'n groef van droefheid vasgevang sit, terwyl u wil hê ons moet ons altyd in u verbly. Soos die heilige apostel Paulus ook geskryf het aan die gemeente in Filippi en hulle beveel het om hulle in die Here te verbly. Ek herhaal, verbly julle
So gee U ons die opdrag deur U woord om ons in U te verbly. Die boodskap van die evangelie het U heilige apostel Johannes gesê, en hierdie dinge skryf ek aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Christus is dit wat gesterf het. Wie kan beskuldiging inbring? So bid ons dan, Here, dat hierdie waarheid ons siel tot in sy binneste wese sal indring, en dat ons al meer en al groter bewus sal word van hierdie waarhede, dat ons druk en ons spanning sal verander in vreugde en blydskap, sodat U verheerlik word. Werk deur U Gees in ons, en hou nie op om deur U Gees oordenking van hierdie woord in ons harte te bewerkstellig nie, sodat ons oor en oor en oor in hierdie week kan dink aan die groot heerlikheid wat U aan ons geskenk het deur hierdie gawe van die ewige lewe, deur U self vir ons te gee om by ons te kom inwoon deur U Gees, en met ons te wees al die dae tot en met die volëinding. Herinner ons aan die heerlike beloftes wat U aan ons gee, en verander ons stroewe en strak en ondankbare gesigte in dankbaarheid en blydskap, tot verheerliking van U self en tot uitbreiding van die koninkryk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.